Maar vriende, ek wil u nooi om saam met my te staan, sodat ons die openingslied tot eer van die Here kan sing. U kan staan sodra u die noot ontvang. Dit is Halleluja lied 437 vers 1 en 2. Jesus min my salig lot. En dit is vers 1 tot 3, sien ek op die bord. Jesus min my salig lot, dit leer my die woord van God. Al is ek ook swak en blind, nogtans noem hy my sy kind. Vers 1, 2 en 3 van Halleluja lied 437. Jesus min my salig lot, dit leer my die woord van God. Al is ek ook swak en blind, nogtans noem hy my sy kind. Ja, Jesus min my, ja, Jesus min my, ja, Jesus min my, ek weet het uit Gods woord. Jesus min my, ja ook my, maak sy bloed van sonde vry, sien ons poorte open hy, ewig juig ek aan sy sy. Ja, Jesus min my, ja, Jesus min my, ja, Jesus min my, ek weet het uit Gods woord. Vriende, die kerkraad het versoek dat ons vanoggend 'n samevatting van die wet voorhou en dan die geloofsbelijdenis ook doen soos wat ons gewoonte het om te doen, nie uit gewoonte uit nie, maar net om ons te herinner aan dit wat ons glo, dit wat die Here Jesus vir ons gesê het en die standaard ook wat hy vir ons gestel het. Nou die wet is 'n tugmeester. Dit wys na die kruis, maar as 'n tugmeester na die kruis toe. Dit is vir elke sondaar wat die wet hoor om na die kruis toe gedryf te word, om te besef dat ons nie in ons eie uit kan staan nie. Daar is vanoggend ook in die konsistorie gebid, wees ons ellendige mens dat u tot ons kom, dat die Here met ons bemoeienis het. En dit is daarom dat ons dan die wet gereeld ook voorhou. Maar vir die geredde kind van die Here is dit ook 'n herinnering van dit wat die Here kon doen het, die wet wat hy kon vervul het, en dat ons dan ook met blydskap daarna kan kyk en weet dat dit wel so is. So ek hou graag vir ons die wet voor, soos wat ons vind, Matteus 22 vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So daarmee dan saam, vriende, wil ek vra dat u saam met my sal staan. Dan bely ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof in ons harte saam, en dan daarna sal ons dan Gesang 245 sy 11de vers saam sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer leer my U ken al beter.
Vanoggend wil ek graag vir ons gedeelte of Spreuke 7 dan saam lees uit die woord van die Here uit. So, as u die woord van die Here saamgebring het, nooi ek u uit om die woord saam te oop te maak by Spreuke 7. Ons gaan die hele Spreuke saam lees. Ek hou vir die voor vanaf die eerste vers, Spreuke 7. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En my onderwysing soos jou oogappel, bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster. En noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontuchtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis, deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense 'n verstandelose jong man opgemerk, wat op die straat verbygaan naby haar hoek en in die rigting van haar huis stap, in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die dag en die donker. En kyk, daar kom 'n vrou hom tegemoet, soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart. Sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine en sy staan by elke hoek en loer. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bondspreie van Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, aloe en kaneel. Kom, laat ons dronk word van liefde tot die môre toe. Laat ons mekaar vrolik maak in welluste. Want die man is nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeurs het hy met hom saamgeneem, teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok, verskoon tog. Hy loop skielik agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tigtiging van die sot, totdat die pyl sy lewer splits, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Hoor dan nou na my seuns en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weë nie, dwaal nie rond op haar paaie nie. Want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Ek wil graag vir die mans vir wie dit moontlik is, vra om saam met my te staan, sodat ons dan verenig in gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dank U vir hierdie geleentheid wat U weer eens vir ons gegee het, waar ons vanoggend ons oë kon oopmaak, waar ons kon aantrek en na U huis toe kan verkeer, Here, om te kom hoor dit wat U vir ons as gemeente wil sê. Here, dit is werklik so dat daar baie mense is daar buite wat U nie ken nie. En soos ons ook weet, Here, dat hierdie mense geen agting gee vir dit wat hierna gebeur, na hierdie wêreld, na hierdie tydelike aardse wandel nie. So weet ons ook, Here, dat U ons oproep, dat U reddende genade aan alle mense verskyn, want dit is U wil, Here, dat U almal red. U is lankmoedig oor die mens. Here, U het alles so geskape, U het van die begin af, voor die grondlegging van die aarde, het U reeds U reddingsplan aan die mens bekend gemaak. En dit alles in Jesus Christus wat vir ons op die kruis gesterf het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. En dit is 'n wonderlike wete, Here, dat ons 'n lewendige God dien, dat ons nie vashou aan standbeeldjies of net verhale nie, maar Here, dat ons 'n lewendige God dien wat met ons 'n verhouding wil hê. Daarom sê ons dankie, Here, dat ons kan kyk en U hand raak sien in elke dag, elke sekonde van elke dag, en weet, Here, dat U betrokke is by ons, en dat U nie alles geskaap het en net teruggetrek het en nou wag vir tyd om verby te gaan nie. Maar Here, dat U 'n bemoeienis met ons maak. Here, ek
Ek dink so aan die sport wat so op Sondag geoefen word, gespeel word, mense wat hulle sosiale geleenthede op Sondag reël en waar U vir ons sê dat dit 'n dag is, Here, wat ons aan U toewy. En soos wat U ook tiendes vereis van ons inkomste, soos wat U ook aan ons gee, Here, is dit net so maklik dat U ook dalk 'n tiende van ons tyd ook sal eis van daaglikse basis, op 'n daaglikse basis. En so, Here, weet ons dat ons eintlik niks verdien nie, maar dat U alles vir ons gee volgens U welbehae. En so is dit aan my gebed, Here, dat U asseblief in mense se harte sal werk om na U toe te keer. Dat hulle sal sien dat daar 'n einde is van hierdie lewe en dat dit nie alles en nou is nie. Maar Here, dat dit wat hier gedoen word, dat dit sal uitloop tot 'n ewigheid hierna. Dit is my gebed, Here, dat mense na U toe sal kom, waar U staan en klop, Here, dat hulle die harte sal oopmaak, dat hulle die deure sal oopmaak en Here, dat U sal sluit. Want soos Noag ook het, Here, U het die deure van die ark gesluit. Niemand kon verder in of uit nie. U het dit toegemaak. Here, so bid ek dan vir die gemeente ook. Ek weet dat Dominee Heergele op hierdie stadium waarneem hier in die gemeente en ons weet dat dit 'n bedrywige saak is met hom ook wat heen en weer ry, wat nog by die kweekskool so besig en betrokke is. Wil ek vra, Here, dat U hulle sal versterk, dat in hierdie laaste jaar van waar hulle nog aktief besig is in die gemeente en ook by die kweekskool, dat U hulle sal krag gee om deur te gaan, om tot die einde toe te stry. Waar ons nou die dag sy verjaarsdag ook herdenk het, Here, dat U hom sal deurdra vir hom en vir Tannie Mandy. En Here, dat U hulle sal lei. Ons dank U, Here, vir die kerkraad wat kan aangaan soos wat hulle reeds doen. Ons dank U, Here, vir elke getroue lidmaat wat na U huis toe kom, wat getrou is aan die gemeente, wat glo in die gemeenskap van die heiliges. En Here, wat werklike omgee vir mekaar het. Ons weet, Here, dat ons omstandighede ons soms oorwoel, dat ons nie weet wat om te verwag nie, weet hoe om daar uit te kom nie. Maar Here, U is die een wat vir ons antwoorde gee en daarom sê ons dankie vir dit. Ek bid, Here, asseblief dat U ook so teenwoordig sal wees in vanoggend se diens, dat U elkeen se hart sal ken, dat U na hulle omstandighede sal omsien. En ek wil vra, Here, dat U met ons elkeen 'n ontmoeting sal hê, dat U naby sal wees en van sitplek tot sitplek sal keer, om ons harte aan te raak oor dit wat U vir ons sê. Ons dank U, Here, vir dit en ek vra dat U ook met ons sal wees, ons sal deurdra en Here, dat U ons harte sal voorberei ook vir U werk. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien enigstens nie, maar in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Soos Joppie afgekondig het, uit hierdie gedeelte met vanoggend se tema, aanleiding, of wat is, daar's nie een spesifieke teks van oordenking nie, maar as na aanleiding uit die gedeelte kan mens sien dat versoekings se lokval, dat daar lokvalle geplaas word om versoek te word. So daarmee dan die tema, versoekings se lokval. Nou lokval, soos wat die Woordeboek dit beskryf, is 'n plan om iemand te betrap, om iemand tot 'n val te lei. Wanneer 'n lokval daar geplaas word, is om iemand terug te trek. En versoeking, soos wat God se woord dit vir ons gee, dit is 'n toets wat deurstaan moet word. En indien dit nie deurstaan word nie, dan lei dit na sonde. Die versoeking self is nie sonde nie, maar wanneer daar toegegee word in dit, dan is dit sonde. 'n ander definisie vir versoeking ook is 'n sterk begeerte of iets wat 'n sterk begeerte veroorsaak om te sondig of om iets onwys te doen. Dan skryf Jakobus vir ons in Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou in hierdie eerste paar hoofstukke van Spreuke sien ons hoe Salomo wysheid by sy seuns inskerp. En hierdie spreek wat ons saam gelees het, vloei direk uit Spreuke 6 uit, waar hy waarsku teen die slegte vrou. Mens kan sien dat alles wat hy hulle leer, sodat hulle kan wysheid opbou, dat hulle daaglikse wandel daar buite in wysheid getree kan word, en dat hulle nie die stampe en stote hoef te ervaar nie.
sodat hulle eerder wyse besluite kan maak wanneer hierdie versoekings oor hulle paaie kom, sodat hulle nie in sonde hoef te val nie. Nou hierdie idee van versoekings en lokval kan uitgebeeld word in 'n muisvalletjie wat gestel word vir die muis wat lekker baljaar in die kombuiskaste wanneer 'n mens probeer slaap, wat al die hoekies van die boksies af probeer eet en by die kos probeer uitkom. Dit is 'n muisval wat spesifiek vir hierdie muis geplaas word. Gewoonlik met 'n blokkie kaas op om die muis uit te lok. Partykeer selfs 'n paar krummeltjies kaas voor die muisval, sodat hy die muis kan uitlok en dan kan vang. En net so ook kom versoekings op kinders van die Here se pad. Dit word so geplaas om die kind van die Here tot 'n val te bring, om hom te vang met die sogenaamde blokkie kaas wat op die muisval sit. En sodra die kind van die Here dan nader kom in 'n skierigheid om te kom kyk wat se kaas is die, dan ewe skielik dan het die muisval hom. Nou wat ons dan uit hierdie spreek van Salomo sien, is presies hoe versoekings oor die kind van die Here se pad kom. Alhoewel hy hier praat van 'n spesifieke versoeking met die slegte vrou in gedagte en glo ons almal verstaan waaroor dit gaan, kan dit direk gekoppel word aan die manier hoe versoekings oor elkeen se pad kom. Hoe lokvalle daar geplaas word om die kind van die Here te versoek. Nou as kind van die Here is dit ook noodsaaklik dat ons eers sal weet dat dit nie die Here is wat versoek nie. Jakobus 1 vers 13 wat sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word en self versoek hy niemand nie. Paulus het dieselfde gedagte in 1 Korintiërs 10 waar hy sê in vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar in hierdie gedeelte sien ons 'n tipe. Nou 'n tipe is 'n skadubeeld van 'n werklikheid wat daar is. 'n Tipe soos wat hierdie slegte vrou dan is sy 'n tipe van die een wat wel versoek. En dit is niemand anders as die duiwel nie. En die woord wys na Satan as die versoeker. In die woestyn waar Jesus versoek was, het hy gekom om Jesus te versoek. En ons sien Matteus 4 vers 3 en die versoeker het na hom gekom en gesê en dan met die versoekings wat volg. En ook kom dit in die brief van Tessalonisense ten vore wat hy sê in 1 Tessalonisense 3 vers 5, daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou gewees het nie. Johannes 10 vers 10 beeld hom uit as die dief wat kom steel, te slag en te verwoes. Dis waarvoor hy kom. Nou hy wat die vyand is, kom val die kinders van die Here aan. En dit is die manier hoe hy die oorlog voer teen die kinders van die Here. Hy kom plaas hierdie lokvalle van versoekings om die kinders van die Here uit te lok om te sondig, om in daarin te trap en dan sodat dit lei na sonde toe. Maar ook sien ons dat hierdie versoeker die aanklaer genoem word in Openbaring 12 vers 10. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God dag en nag. Hy is heeltyd teenwoordig om klagtes te bring teen die kinders van die Here. Maar hy stel die lokvalle daar sodat hy klagtes het om na die Here toe te bring. En daarom gaan ons dan uit hierdie gedeelte vandag kyk hoe hierdie versoekings se lokvalle lyk, hoe om dit te hanteer sodat ons as kinders van die Here kan weet wanneer hierdie lokvalle oor ons paaie kom, dat ons sal weet hoe om daarop te reageer. Dat ons sal weet dat dit wel 'n lokval is en dat dit nie alles mooi, goed en wel lyk nie, maar dat dit iets is wat ons moet vermy. En daarom kan ons dan hieruit leer om waaksaam te wees teenoor hierdie lokvalle. Nou wanneer versoekings verdra word, soos wat Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoekings verdra. Gelukkig is hy wat dit verdra. En dit bring ons dan by die eerste gedagte waarna ons gaan kyk, en dit is versoeking se lokval is gefokus op sy prooi. Versoeking se lokval is gefokus op sy prooi, en dit sien ons in Spreuke 7 vers 15 wat sê, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry.
Nou hierdie vrou sê vir hierdie jong man dat sy hom gesoek het en dat sy hom wel gekry het. Sy het hom in die vizier gehad toe sy haar prooi gaan soek, toe sy haar woning verlaat het. En die plan was om hierdie jong man te gaan soek, om haar kloue in hom vas te naal, sodat hy nie kan wegkom nie. Net soos 'n honger leeu sy oë het op die bok wat by die water staan en drink. Hy smag na sy prooi. Nou hierdie jong man was die vrou se prooi en sy het haar lokval voor hom neergelê. En die lokval van versoeking word juis so geplaas met die prooi in gedagte. Van die begin af van tyd het die duiwel die idee gehad of die plan gehad om God se reddingsplan te verhinder. Hy het reeds begin met Eva in die tuin van Eden, waar hy haar versoek het, hy het haar verlei. En hy het selfs Jesus probeer versoek in die woestyn. En sy doel is om die werk van God te belemmer, om die kinders van die Here tot 'n val te bring. Want hy het sy prooi in die oë. En sy prooi is niemand anders as kinders van die Here nie. U as kind van God is sy prooi. En hy soek elke geleentheid om u te kry, sodat u in sy strikke kan trap. Hy het geen behaag in enigiemand wat ongered is nie. Want hy is reeds hulle Vader. Dis wat die woord vir ons baie duidelik leer, Johannes 8 vers 44. Maar wat die woord ook sê, is 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En die duiwel is hier die brullende leeu, en hy sit nie stil nie, hy beweeg rond en hy soek na sy prooi, hy soek wie hy kan verslind. Hy kyk waar hy sy lokval kan plaas, sodat die kind van die Here miskien daarin sal trap. Al doen hy dit nou hier te vergeefs, maar verder in die pad af sit hy hom weer. So die lokval is daar, en hy het sy prooi in gedagte. Genesis 4 vers 7 sê, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou. U as kind van die Here is nie gevrywaar van hierdie versoekings se lokvalle nie. Want elke dag is 'n stryd omdat die duiwel daarop uit is om die kind van die Here tot 'n val te bring. Om die kind van die Here te laat versoek word, sodat hy in daardie lokval kan trap en dit kan lei na sonde. En daarom plaas hy hierdie versoekings in die kind van die Here se lewe. Want u is sy prooi en hy is daarop uit om u te vang. Nou wat ons verder sien in die volgende gedagte is versoekings se lokval lê ook om elke hoek en draai. Ons sien in vers 12 van Spreuke 7, nou buitekant, dan weer op die pleine en sy staan by elke hoek en loer. Die feit dat Salomo spesifiek wys in vers 11, dat haar voete nie in haar huis kan bly nie, brei verder uit dat dit oral heen gaan en dit wys dat sy op elke hoek en draai gaan soek. En dit is 'n gerieflike plek om 'n lokval te plaas. Orals waar die kind van die Here gaan, word daar versoekings geplaas. En 'n mens kan nie van dit af wegkom nie, want dit is orals ten voorskyn. Dit ons sien niks en niemand nie. Selfs Jesus is versoek gewees in die woestyn, maar sonder sonde. Eva het byvoorbeeld geensins verwag dat sy versoek sal word in die tuin van God, wat God vir hulle gegee het om te bewoon en te bewerk nie. Dit lees ons in Genesis 3. Dawid het byvoorbeeld geen verwagting gehad dat hy in die middel van die nag, toe hy nie kon slaap nie, Batseba gaan sien bad, wat begeerte in hom opgewek het. 2 Samuel 11. Die lokvalle van versoekings lê om elke hoek en draai. Nou as kind van die Here verwag mens nie die lokval van versoeking buite die binnekamer se deur nie. Net daar en dan wanneer 'n mens gesê het amen, die Here gedank het vir die vreugdevolle huwelik wat hy my geseën het mee. Net daarvoor wat ek sê, dankie Here dat U vir ons dit so bewerk dat ons in die huwelik reg kan wees. Kom ons by die binnekamer deur uit en maak hom toe, dan is daar net iets wat gebeur, wat dan rusie veroorsaak in die huis, en dan kort voorlank is die welkommaatjie by die voordeur van ons slaapplek. Ek sal nou net nie sê vir wat se party nie. Nou die lokval kom ook so in die verkeer op pad werk toe.
wanneer daar miskien 'n opeenhoping is in die hoofstraat en ek is angstig om by die werk uit te kom, soos vanoggend angstig gewees om hier uit te kom, bietjie laat dan is daar iemand wat dalk stadig voor jou ry, of daar is by die opeenhoping by die hoofstraat, en dan lyk dit ewe skielik asof niemand weet meer hoe om te bestuur nie, soos op 'n dag wanneer dit begin reën, niemand weet meer hoe om te bestuur nie. Dan kort voor lank selfbeheersing by die venster uit en nie meer is deur die dak. En dit is versoeking. Selfs ook in hierdie onskuldige situasie is dit die lokval van versoeking wat deurkom. Dit kom dalk nie so eenvoudig en so reguit deur nie, maar dit kom oral. Maar ook kan 'n lokval kom in die vorm van 'n kollega by die werk, waar ek byvoorbeeld my bes doen om die werk klaar te kry, en hierdie persoon wat saam met my werk, hierdie kollega, doen nie sy werk nie, so op die einde moet ek sy werk ook doen. En die baas sien dat sy werk ook gedoen is, en dan sal die baas besluit om hom die verhoging te gee, en hom selfs nog bo oor my aan te stel. En dit is 'n versoeking, want wat se emosies borrel hier binne, daar die bitterheid, wat die hart swart maak, wat op 'n baie lelike wyse uiterlik getoon word. Dit is lokvalle van versoeking. Liewe vriende, 1 Petrus 5 vers 8, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En hy weet presies hoe om sy lokvalle te plaas en waar om dit te sit. Hy weet presies hoe om daardie knoppie te druk. En hierdie is net 3 eenvoudige voorbeelde met 3 verskillende reaksies, 3 verskillende lokvalle en hoe daarin nie geslaag word nie. En dit is nie eers gepraat van wanneer 'n mens by die huis is, op die internet, en jy weet nie meer wat om te doen met jou tyd nie. Dis nie te sê, of dit is ook nie gepraat van wanneer man en vrou wat nie getroud is, alleen by mekaar is nie. En dit is 'n realiteit. Dit is die lokvalle van versoekings wat na ons pad toe kom. Dit is heeltyd daar. Daar is geen skuilplek vir lokvalle, vir hierdie lokvalle nie, want die versoeking se lokvalle lê werklik om elke hoek en draai. Maar dan sien ons ook in die volgende plek, versoeking se lokval is aanloklik. Spreuke 7 vers 21, sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Nou Salomo wys uit van vers 13 tot 21, dat hierdie vrou, hierdie jong man verlei deur haar mooi praatjies, hoe sy aangetrek is. Sy het haar bed opgemaak met dekens van Egiptiese linne. Die geurige speserye wat sy op die bed gesprinkel het, of besprinkel het om die aangeleentheid aangenaam te maak. Selfs ook die feit dat hulle alleen gaan wees en haar man weg gaan wees op reis en eers baie later gaan terugkom. Die lokval gee is 'n voorsmaakie van hoe dit sal wees wanneer 'n mens daarin trap. Spreuke 7 vers 13, en sy het hom gegryp en hom gesoen. Dit is die voorsmaakie. Alles om die lokval van versoekings aanloklik te maak. En dit is soos die kaas wat op die muisval is, maar die krummeltjies wat daarvoor gesprei word. So die muis begin en dan die paadjie volg tot hy op die lokval is. Die lokval van versoekings is so aanloklik vir die een vir wie dit gestel is, en dit is gewoonlik aanloklikheid vir die vlees, vir die begeerlikhede van die vlees. Genesis 3 vers 6 praat van Eva wat lus gekry het. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Eva het hierdie vrug begeer, maar meer as dit, het sy die verstand wat sy kan kry begeer. Dawid het vir Batseba begeer, 2 Samuel 11 vers 2, en die vrou was baie mooi van aansien. Jesus was deur die Satan versoek met voedsel, met roem en rykdom, alles om die vlees, die begeerlikhede van die vlees te bevredig, om die tydelike te bevredig. Nou maatskappye daar buite wat 'n produk verkoop of selfs 'n diens lewer, spandeer ontsettend baie geld in hulle bemarkingsdepartemente juis om navorsing te doen oor hoe die verbruiker sy geld spandeer, waar hy sy tyd aan spandeer en wat sy belange is. En dan gebruik hulle hierdie navorsing, hierdie statistieke wat hulle bymekaar gemaak het, om dan
die verbruikersmark in te tree, om hulle advertering so te ontwikkel om hierdie te adverteer. Dit is soos 'n warm blikkie Coke, soos 'n op 'n baie warm sonnige dag wat mense koue blikkie Coke begeer, net om daai dors te les. En net om 'n idee te gee, is maatskappye spandeer tussen 6 en 20% van hulle inkomste, totale inkomste op hierdie bemarkingsstrategieë. Nou die bose het 'n bemarkingsspan wat skrik vir niks nie en wat hulle navorsingswerk baie deeglik doen, want elke lokval is spesifiek gesentreerd vir die een wie dit gestel word. Omdat ons getuig dat Christus ons opgewek het uit die wêreld, beteken dat ons 'n vorige lewe gehad het. 'n Lewe waar ons die duiwel ook as vader gehad het. En die duiwel weet presies hoe hy jou as mens daar kon gehou het, hoe hy jou in die wêreld kon gehad het, wat se greep hy op jou gehad het toe ons nog in die wêreld was. En daarom gebruik hy dan juis ook hierdie begeerlikhede waarmee hy vasgehou het om nou nog te kom lokvalle stel. Nou as jy dalk sou terugdink aan 'n lokval wat oor die pad gekom het, sou dit werklik 'n lokval wees as dit nie enigsins aanloklik was nie. Ek twyfel. As die lokval nie aanloklik is nie, dan sal 'n mens nie eers ag gee daarop nie. Maar dit is juis aanloklik sodat ons daarin kan toegee. En die teiken wat daar is die begeerlikhede van die vlees, want die duiwel ken sy customers. Die teiken is gewoonlik in 3 areas, wanneer 'n mens spesifiek met mans praat, is roem, rykdom en rokke. Nou vir die vrouens onthaalwe is dit roem, rykdom, rokke en pakke. Nou vir Eva was dit roem, sy wou die kennis gehad het, sodat sy kan wees soos God was. Dawid was dit rokke, en vir Judas Iskariot was dit rykdom. Nou ek is seker dat u ook in die eie lewe kan dink aan 'n voorbeeld in die eie omstandighede, die samelewing waarin u is, die mense onder wie u verkeer, dat hierdie selfde tipe aanvalle op hierdie 3 verskillende areas kom. Roem, rykdom en rokke. Dit is die vlees wat neig op 'n konstante basis na dit wat swak is. Die vlees soek nie dit wat goed is nie. Paulus skryf self in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. 1 Timoteus 6 vers 9 skryf hy ook aan Timoteus, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Versoeking se lokval is aanloklik, en dit maak dit juis bitter gevaarlik, omdat ons as mens dit nie self kan raak sien nie, omdat ons dit nie self kan weerstaan nie. Maar dan sien ons in die volgende plek, dat daar 'n verskriklike gevolg ook is, as iemand in hierdie lokval trap. Versoeking se lokval kan lei tot 'n geestelike doodsheid. Spreuke 7 vers 27, haar huis is weer na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. Soos wat hierdie jong man op hierdie versoeking se lokval toegegee het, waar hy in die vrou se kloue beland het, word hy vergelyk met 'n bees wat na die slagplek lei. Met 'n voël wat haastig na die vangnet toe vlieg, en sonder wete dat dit ten koste van sy lewe is. Spreuke 7 vers 22 en 23. Hierdie jong man is op pad na sy dood. En wanneer hierdie lokval van versoeking dan betree word en dit slaan toe op die kind van die Here, dan is dit sonde. Soos ek gesê het, die versoeking self is nie sonde nie, maar wanneer daarin toegegee word, dan is dit sonde. Alhoewel die kind van die Here nie weer verlore kan gaan nie. Daar is nie iets soos 'n vervalleer nie, want die Here is baie duidelik in Romeine 8 spesifiek, dat niemand 'n mens uit die hand van die Vader uit kan gryp nie. Maar net soos wat Paulus dan Romeine skryf, dat daar skeiding kom tussen die mens en God, en dat dit sonde is wat hierdie skeiding veroorsaak. En dit is veral die verlore toestand waarin die mens gebore word. Maar is ook so met ons as kind van die Here, dat daar skeiding sal wees
wanneer daar sonde is wat nie bely word nie. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Laasweek het ons gehoor, ons het gesien die skeidsmuur wat daar is tussen ons en die Here wanneer daar sonde is. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Nou ek wil net weer herinner dat versoeking self nie sonde is nie, maar die toegee daarin is sonde. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon van hierdie sonde is die dood. En hierdie doodsheid vir die kind van die Here is 'n geestelike doodsheid. Wanneer u as kind van die Here aanhou met sonde, selfs dalk heeltyd in hierdie lokvalle val en trap, dan kan dit die Heilige Gees bedroef en hy sal dan homself onttrek. Nie uitvaar of ontwyk nie, maar hy sal homself onttrek en hy sal passief in die kind van die Here se lewe wees. Hy sal net daar wees, maar hy sal nie werk nie. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van die verlossing. En dit is wanneer die verhouding met die Here nie meer is wat dit was nie. Wanneer die verhouding met die Here in die binnekamer verdwyn, omdat daar sonde is, omdat daar die skeidsmuur tussen my en die Here is. Dit is wanneer ek nie meer saam met medegelowiges wil wees nie. Wanneer ek nie meer daai gemeenskap met hulle wil hê nie, is gewoonlik omdat daar skeidsmuur tussen my en die Here is. Ek sien die mens raak, ek sien nie die Here in die mens raak nie. En dit is juis Satan se plan en sy doel, om daardie doodsheid te bewerkstellig in kinders van die Here, sodat die kinders van die Here nie meer kan gaan getuig van die wonderlike dade wat die Here in hulle eie lewe bewerk nie, van die wonderlike reddingsgenade wat hy gegee het en wat ook beskikbaar is vir ander nie. Selfs ook so dat mense nie meer ander mense nooi kerk toe om die blye boodskap hier te kom ontvang nie. Daar was 'n tyd wat die aanddienste veral so was om mense van buite af te nooi om die evangelie te kan kom hoor. Daardie het heeltemal verdwyn. En ek sê nie ons het sonde in die kerk of sonde in gemeentes nie, maar wat ek sê, daar was 'n tyd en dit is nodig dat ons weer by daardie tyd sal uitkom. Dat ons die vrymoedigheid het om mense van buite te nooi om die woord van die Here te kom hoor. Want daar is so baie dwaalspore daar buite. Maar dit kan wees dat u op hierdie oomblik met sonde sit, dat u dalk berou selfs het oor sonde in u lewe. En dit is die vrymoedigheid wat 'n mens verloor om met die Here tyd te spandeer. En dit is natuurlik vir die kind van die Here, want sonde maak 'n mens skaam. Mens vat byvoorbeeld Adam en Eva, toe hulle sien dat hulle naak was, het hulle weggekruip. Hulle was skaam vir die Here. Hulle wou nie gehad het die Here met hulle sien soos hulle is nie. Maar die ding is, ons weet dat daar 'n heilige standaard is wat deur die Here gestel is, wat ons moet navolg. En dat die enigste manier om daardie standaard na te volg, is as ons alle vrymoedigheid het om na die Here toe te kom. So as daardie vrymoedigheid weggeneem is, dan sal ons nie meer die standaard navolg nie. En ons vergeet ook soms dat ons as kinders van die Here besig is met 'n heiligmakingsproses. Dat dit 'n proses is wat begin by wedergeboorte, waar die sonde voortdurend opspruit, soos wat die Heilige Gees ons herinner, dat dit afgelê word, maar dat ons dit wel sal aflê. Want as ons dit nie aflê nie, dan beteken dit ons staan stil en ons kan daardie proses nie voortsit nie. Maar dit is wonderlik deur die genade van die Here dat hy vir ons 'n weg gegee het en dat dit Jesus Christus is. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Psalm 103 vers 12 wat sê, so ver as die ooste en die weste verwyderd is van mekaar, so ver verwyder die Here ons sondes ook. Hy gooi dit in die diepste van die diepste see. So terwyl ons harte nog sag is en nie so verhard is in sonde nie, is dit beter dat ons sal wegdraai van sonde, dat ons die Here sal soek, dat ons sy aangesig sal soek en dat
dat hy ons sal vergewe en dat ons sal weet dat hy ons vergewe. Want die Here se woord keer nie ledig terug na hom toe nie. En dit is die wonderbaarheid van ons kindskap in hom, dat hy ons wil vergewe en dat dit vir ons daar beskikbaar is. Nou, ook die wonderlike gedagte en die silwer randjie wat volg na hierdie baie donker wolk van sonde en die lokvalle van sonde, is versoeking se lokval kan en moet vermy word. En daar is 'n manier. Spreuke 7 vers 5 sê, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontuchtige wat met haar woorde vlei. Nou heel aan die begin van Spreuke 7 wat ons saam gelees het aan hierdie onderwysing aan sy seuns, gee Salomo die wysheid voor en waarin die wysheid lê om hierdie versoekings te vermy, om dit te systap. En hy sê dat hierdie wysheid in die onderhou van gebooie is, waar dit dan om die vingers gebind word en op die tafel van die hart geskrywe staan, verse 1 tot 4. En terwyl Jakobus ook skryf dat dit goed is om deur hierdie versoekings te gaan, want dit lei of dit gee vir ons lankmoedigheid, lydsaamheid, dit bewerk lydsaamheid, is dit nie te sê dat ons op Afpop se stoep moet gaan speel nie. Dis nie te sê dat ons so naby die pofadder moet staan en speel, terwyl hy in afstand is om te pik nie. Daarom sê Paulus ook aan die jonge Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Daar is sekere lokvalle om van haar weg te vlug, en om so 'n wyse weg te hardloop, soos vir iemand wat 'n mens jaag met 'n inspuiting vol dodelike gif. En daar is 'n beskrywing van hierdie jong man wat eintlik vir ons baie inligting gee, wat sê Spreuke 7 vers 7, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense verstandelose jong man opgemerk. Hy is onder die eenvoudiges gesien en hy's verstandeloos. En dit dui op die jong man se onervarenheid. Hy het nie die wysheid om te kan bepaal van wat hierdie lokval inhou nie. Dat hy van hierdie lokval af moet weghardloop nie. En daarom het hy dan daarin getrap sonder om te weet wat dit vir hom inhou, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. En dit is juis wat Salomo probeer deel met sy seuns. En ons almal ken die gesegde, 'n donkie stamp nie sy kop 2 keer nie. Want die donkie leer die eerste keer waar hy sy kop gestamp het en hy gaan hom nie weer daar stamp nie. Hy weet dat hy versigtiger moet wees. Maar onervarenheid kan 'n mens duidelik sien in 'n kind se optrede. Ek vat byvoorbeeld 'n kind wat met 'n skêr rondhardloop. Die kind gaan bly hardloop en die skêr op die verkeerde manier vashou as hulle nie die wysheid meegedeel is nie. As die ouers nie intree en sê, moenie hardloop met die skêr nie, want hy gaan dalk in jou oog steek as jy verkeerd val. En dit is nie iets wat die ouer self deurgegaan het nie, maar dis wysheid wat oorgedra is aan hierdie ouer, om te weet dat daardie skêr verkeerd kan as mens val, verkeerd kan steek. En dit is wat Salomo sy seuns probeer leer het, dat hulle dit sal onderhou, dat hulle uit hierdie verhaal sal leer om weg te kom van die kloue van hierdie vrou, om dit op die einde heeltemal te vermy. En hierdie lokval kan en moet vermy word, en dit is deur wysheid op te doen, deur die wysheid te gebruik om besluite te maak wat nie in die lokval sal toegee nie. Ons almal het wysheid nodig, en persoonlike ervaring gaan net te lank vat voordat ons sal weet wat daar is en hoe die lokval lyk. En dit sal 'n ewigheid neem om genoeg wysheid te hê om op die einde nie versoek te word nie. Maar Jakobus kom antwoord hierdie probleem wat die mens het, en hy sê Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Salomo het gebid vir wysheid toe hy die volk moes lei. Nie vir rykdomme en ander dinge nie, hy het gebid vir wysheid. Die beste manier is om wysheid van die Here te verkry. En as die Here dit gee, gee hy dit deur sy woord. Hy leer vir ons oor hierdie versoekings en die manier hoe hierdie lokvalle van versoekings na vore kom. 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees
en vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Here gee sy insettinge en sy gebooie, en wat hy vereis is dat dit naby sal wees, dat dit op die hart geskrywe sal staan, dat dit om die vingers gebind sal wees, sodat ons gedurig daaraan herinner sal word. Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God gee die krag en die wysheid om hierdie versoekings te verdra. En daarom kan ons op hom steun dat hy dit vir ons wel sal gee, dat hy deur sy woord vir ons sal openbaar. En daarom is dit belangrik dat ons ook sal weet dat dit so vir ons beskikbaar is. Dit is die silwerrandjie van hierdie donker wolk. So om die boodskap nou saam te vat, ons het vanoggend gekyk na hierdie gedeelte uit Spreuke 7 en gesien en geleer oor die wysheid wat ons moet hê om versoekingslokvalle raak te sien en hoe ons dit moet ontduik. Ons het gesien dat daar die versoeker wat hierdie lokvalle plaas, dat hy spesifieke prooi in gedagte het en dat dit ons as kinders van die Here is. Maar terselfdertyd het hierdie lokvalle, weet ons dat dit ook om elke hoek en draai lê en daar is geen manier wat ons dit kan ontduik nie. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. En al lyk hierdie lokval so mooi, moet ons weet, ons moet die wysheid hê om te weet dat dit na die sonde of na die dood toe lei. Dat ons in hierdie dooie toestand of die doodsheid, dat dit ons vrymoedigheid sal wegneem om selfs vergifnis te vra, omdat ons met ons kop tussen ons bene in skaamte voor die Here staan. En ons as mens is nie in staat om hierdie versoekingslokvalle self raak te sien nie, of om dit self te vermy nie, maar alleenlik deur die krag wat die Here vir ons gee. Alleenlik deur dit wat hy vir ons bied, dat ons dan in wysheid kan optree teenoor hierdie lokvalle, dat ons onsself in die wysheid van die woord kan opbou, sodat ons dan hierdie versoekings kan deurgaan. Nou, u het vandag die kennis opgebou, ek wil sê u het die wysheid opgebou van hoe hierdie lokvalle van versoekings voor u te staan kom, sodat u dit kan benader. Want u moet weet dat u die duiwelse prooi is, en dit is juis u vir wie hy sy lokvalle plaas. Sy begeerte is na u en daarom sal hy uit sy pad uitgaan om u in hierdie sondige toestand te vang, sodat hy u sal laat struikel in enige situasie, in die omstandighede en die omgewing waar u daar geplaas is. Nou indien u dalk in hierdie lokval trap, kan dit lei na die geestelike doodsheid, sodat ons hoor dat die vrymoedigheid alles weg is. Maar die wonderlike wete wat daar is dat die Here vir ons weggee, dat ons sondes kan gebely, want hy is getrou en regverdig om ons dit te vergewe en dit weg te gooi. Die verhouding tussen u en God kan weer herstel word as u in hierdie dooie toestand sit op hierdie stadium. Maar die belangrike ding ook om te weet is dat hierdie versoekings, lokvalle totaal en al, moet en kan vermy word, en dit is deur die woord van die Here, om dit te bestudeer, te betrag. Ongeag hoe sterk die drang is daarvoor, die drang vir die versoeking se lokval, u kan dit vermy deur die wysheid wat die woord vir u bied. Want hy gee krag, sodat u die uitkoms sal kan raak sien. En ek wil by u pleit vanmôre, dat u hierdie lokvalle wat die Satan plaas, dat u dit nie ligtelik sal opneem nie, maar dat u werklik daarin sal aandag gee, dat u sal nugter en waaksaam wees, om hierdie lokvalle raak te sien. Selfs ook in die onskuldige situasies, dat u bly nugter en waaksaam wees. 'n Mens kan nie stry vir die geloof, as jy nie nugter en waaksaam is nie. Maar u kan leer uit hierdie gedeelte en deur die bestudering van verhale wat opgeteken is in die woord, van mense wat in hierdie lokvalle getrap het, en wat se uitkoms of wat die gevolge is van hierdie lokvalle. En daarom wil ek ook staan by dit, salig is hy wat die versoekings verdra. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, Here, ons kan U net loof en prys vir die woord wat U ook vir ons gegee het.
Dankie Here dat ons daaraan kan vashou en weet dat U vir ons die uitkoms gee wanneer hierdie versoekings oor ons pad kom. So weet ons Here dat ons moet nigter en waaksaam wees. Want dit is so, hierdie versoekings kom om elke hoek en draai. Ons weet nie hoe om dit te hanteer uit onsself uit nie. Want ons is nietig en klein Here, maar U gee vir ons die krag wat ons nodig het, sodat ons daardeur kan gaan. Here, soos wat ons ook weet, en Jakobus ook skryf, dat indien ons deur hierdie toetse gaan, en ons dit nie deurstaan nie, wanneer ons in hierdie versoekings kom, dat dit ook lydsaamheid bewerk, maar dit is soos die donkie sy kop stamp, Here, dat ons daaruit sal leer. So is dit aan my gebed, Here, dat U ook deur hierdie vir ons dit daaraan sal herinner, wanneer daar geleenthede kom oor ons pad, wanneer die aanloklike versoekings daarvoor lê, dat ons op 'n wyse sal optree en reageer, wat wel behaaglik vir U is. Ek dink aan Josef, Here, wat weggehardloop het vir Potifar se dogter, want hy het geweet wat dit vir hom inhou. Hy het weggehardloop en dis 'n goeie voorbeeld hoe om dit te ontwyk. Dankie Here dat ons hierdie dag verder aan U kan opdra. Dankie Here dat ons kan bid vir almal wat by Loftal is en die prediking wat daar ook sal wees. Ek vra dat U asseblief elkeen sal seën, dat U woord ook in elkeen sal lewe. Nog Here, as ons mag daarvoor bid en indien dit U wil is, dat daar herlewing sal kom ook in ons midde. Ons weet ons moet altyd eers by onsself stil staan, dan na buite toe. Daarom wil ek vra Here dat U ook die hemele sal oopskeer en dat U Gees op ons sal neerdal op 'n wyse sodat ons kan lees in Handelinge. Dankie Here dat ons dit kan bid in U wonderlike naam en wees ook saam met ons in die res van die dag en die week. En Here, as dit U wil is, dan sien ons mekaar weer volgende week. Ons dankie Here vir dit en ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan die slotlied saam sing op antwoord van die Here. Is Halleluja lied 444 verse 1 tot 3. En dit is wat 'n vriend het ons in Jesus, en veral vers 2 wat sê as versoeking en beproewing, dat U sal oplet op die woorde wanneer ons sing. Dat ons sing nie net uit normale omdat ons sing omdat die wysie goed is nie, maar die woorde wat ons sing, en dis daarom wat ons aan halleluja's vashou, is omdat dit woord gefundeer is en dat ons daarop kan bou. So staan asseblief saam sodra jy die noot ontvang en dan sing ons hierdie slotlied op antwoord van die Here.
ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.